Goeiemôre graad 12. Baie welkom by julle eerste interaktiewe les. Vandag begin ons met die tema van weerstand teen apartheid. Nou, jy sug nou al klaar en sê, jy gaan ons nou alweer apartheid, jy is nou moeg daarvoor, maar ons vat 'n hele nuwe aanslag op hierdie ding. Ons kom weg van die begin van apartheid en die apartheidswette en daai tipe van goed af. Ons fokus verskuif nou na die weerstand teen apartheid binnelands sowel as buitelands. So in die eksamen, in die rekordeksamen en in die eindeksamen is hierdie gedeelte werk kortvrae of bronvrae dan nou. Nou die verskillende forme van weerstand teen apartheid is weer eens tydspesifiek, soos met alles in geskiedenis, maar ons fokus is op die 1970s tot en met die 1980s. Nou, binnelandse weerstand teen apartheid en buitelandse weerstand teen apartheid is ons twee hooffokuspunte. En die twee belangrikste rolspelers in die stryd teen apartheid was die swart bewussyn, wat nou binnelands is, en wat nie verwar moet word met die swart magbeweging wat in die FSA plaasgevind het nie. Onthou, ons is besig met apartheid, so die fokus is op Suid-Afrika, en die swart bewussyn, of in Engels dan nou die BCM, die Black Consciousness Movement, is in Suid-Afrika. Dan ook internasionaal die BAAM, of die British Anti-Apartheid Movement, is die internasionale belangrike punt waarna ons gaan kyk. Nou sal hierdie inligting oor beide hierdie onderwerpe kry in die leeswerk wat ek Vrydag vir jou gestuur het, en waarvan ek gesê het, jy hoef nie al 134 bladsye te lees nie. Nou, eerstens, vir huiswerk moet jy asseblief gaan kyk na die volgende terme. Eerstens die term apartheid, wat in al die vraestelle voorkom. Jy moet jou eie omskrywing kan gee van wat is apartheid. En tweedens moet jy vir my 'n omskrywing kan gee van swart bewussyn. Dan moet jy ook 'n kort opsomming maak van Steve Biko. So halve bladsy na 'n hele bladsy toe van Steve Biko. So net weer vir huiswerk. Omskryf asseblief die volgende terme: apartheid en swart bewussyn, en dan maak jy 'n kort opsomming van wie of wat Steve Biko was. Meeste van hierdie of al die inligting behoort jy te kry binne in die leeswerk wat ek vir jou gestuur het. Jy is ook meer as welkom om jou geskiedenis handboek te gebruik, enige ander bronne wat jy raadsaam kan vind om jou te help met die huiswerk. Tot en met die volgende les. Totsiens.